Nou ons is besig met 'n reeks oor die vuur van God en ek vertrou dat jy laasweek se woord geniet het en dat jy iets geleer het. Maar ons praat oor die vuur van God. Vandag jouself, so moenie die vuur van God in jou lewe blus nie. Nou weer eens, vuur is 'n baie lekker ding om te hê, maar hy kan verwoesting ook bring. En God kan verskillende name genoem word. Ja, daar's verskillende name vir God. God jou voorsiener, God van vrede, hy het vanoggend gesing, God van vrede, God van wysheid, God van liefde, God van vreugde. Maar God is ook die God van vuur. He's a God who answers by fire. En hy doop ook met vuur. Hy doop met vuur. En die woord sê, dat sy oë is ook soos die van vuur. En ek en jy moet besef dat wanneer we met God praat, met God deel, is ek en jy nie besig met ons maatjie gesels nie. Wanneer ek met my buddy gesels, is 'n ander gesprek wanneer ek met God praat. En as nuwe generasie, en is heeltemal fyn, wat God anders daar aanspreek, as wat 'n normale, die vorige kerk geleer is. En dis okay, maar ek moet verstaan, solank ek God kan verstaan, hy is my God. Ek het vir my heilige vrees. Ek is nie bang vir hom nie, ek het respek vir hom. Want sien, die dag as God terugkom, gaan hy nie terugkom as 'n lammetjie nie. God kom terug as 'n koning. En die woord vertel vir ons, hy gaan ons werke kom toets, nie met 'n weegskaal nie, maar met vuur. En as jy gevind word om met hout, hooi en stoppels te gebou het, gaan dit verteer. Het jy al gesien hoe vinnig, ek sien in die week ding 'n bietjie, nou weer, ek hou van vuur. Julle weet dit. Dis hoekom ek 'n maatskappy het wat met vuur werk, want ek hou van vuur, ek hou van wat vuur doen, en dis 'n lekker ding, en ek sien die het 'n nuwe ander ding uitgehaal en produk gehad, en hoe hy vinnig vuur laat versprei met voorbranding en so voort. Dis interessant om te sien hoe vuur werk. En hoe vinnig vuur er iets brand wat vlambaar is. Jy al gesien hoe vinnig brand 'n lapa af. Hout, hooi en stoppels. Nou vuur speel 'n baie belangrike rol binne God se koninkryk. In die Ou Testament ons gesien God het in Mount Sinai afgedaal in die vorm van 'n vuur. En in die berg het hy toegemaak met 'n wolk. Het jy geweet as jy terug gaan na Mount Sinai in Israel, daai berg is swart, sy top is swart. En dit is nie as gevolg van vuur. Dit wys dat die woord is waar. Want die woord sê dat God het in die vorm van 'n rook en van 'n vuur die bergtop toegemaak, en tot vandag toe is daai berg se top pikgiet swart. It's stained for life. Elia, met God met die Bybelprofeet in 1 Konings 14, kom God aan van hy antwoord met vuur. Ian Bounce is die volgende. God must be presented by a fiery church, or is not truly represented. God is all fire, and his church, if it be like him, must be a flame with a great eternal interest of him. God is 'n God van vuur. En so baie lank die kerk net so nee, ons is baie bang vir vuur. Ons is baie bang. Ek het gister 'n bietjie geoplees 'n bietjie oor die ou kerke en so voort. Is interessant dat hoe die vroeë kerke, soos as Street Revival, en selfs in ons eie land met John G. Lake en Alexander Dowie, is gereeld was daar kere gewees waar die mense gedink het die plek brand af, en daar was vuur wat gemanifesteer het in die vorm van vlamme wat van die gees. Ons van die baie keer snaaks. Hoe is Romeine 12 vers 1-13? Never, en ek Engels vir lees, ek gaan na Afrikaans toe gaan, so vergewe my. Hy sê, never let the fire in your heart go out. Keep it alive, serve the Lord. When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Share with God's people who are in need, and welcome others into your home. Hy praat van regtig oor vuur. Die woordjie vuur in die Grieks is 'n woordjie zeio in die Grieks. Dit beteken to boil with heat.
Wanneer laas jy met vuur gespeel? Ek het altyd gesê toe jy jonk was, met vuur speel jy met beetpiepie mos. Nee, onthou jy dit? Maar nou vuur is nie daar, vuur maak warm. Zeo, die woordjie daar, let a fine heart, hy woordjie zeo, it means to heat with fire, to boil with fire. Vuur is nie iets wat, as vuur daar is, daar waar betrokke raak, word het warm. Jy gaan nie vir jou 'n vuurtjie in die kagel aansteek in die middel van somer in Appington met 42 grade en met 'n kombersie aan nie, jy sit die aircon aan, maar as jy koud kry, wat ons nou tans beleef, wat doen jy wat? Jy bou vir jou 'n kagelvuurtjie. Hoekom wil jy warm word? En hy sê, moenie laat die vuur in jou hart verkoel nie, uitgaan nie. Die woordjie vuur in die Bybel kom 474 keer voor. Hoor gou wat sê hy so, the fire of God, die vuur van God, nee, is wat 'n oomblik wat vasgevang word wanneer God sy krag, sy almag en teenwoordigheid wil demonstreer. Ek wil vir julle 'n vraag vra. Wanneer laas was daar vuur in jou lewe gewees? Wanneer laas het God sy almag, sy krag en teenwoordigheid in jou lewe gemanifesteer? Dis einde of amen. As jy nie brand is nie, moet jy anders by 'n plekkie kom waar daar vuurtjie is. God daag op in vuur. Of hy maak mense se harte brand, sodat die brand vir hom kan wees. John Wesley, een van die kerkvaders, sê volgende, hy sê, I set myself on fire and folks would come watch me burn. Hulle vra vir hom, hoe het jy revival uitgekry deur begeleer? Hy sê volgende, I set myself on fire and folks would come watch me burn. As daar vuur is, wat maak die mense? Of wat maak ek? Ek hardloop met my vuur, ek wil kyk waar brand dit. Nee? Hoekom brand 'n plek af? Jy gaan kyk, hoekom brand dit af? Wat maak die polisie en brandweer? Hulle sper die paai af, want almal hardloop vuur toe. Dan kyk hulle. As jy brand vir die Here, sal mense toe hardloop en hulle sal kyk hoe jy brand. Kyk hulle nog na jou. Ek het ligter gepraat oor kan mense sien. Kan hulle na jou kyk en sien, maar jy brand. Harold, brand jy vir die Here. Brand jy vir die Here. Dries, brand jy vir die Here. Kan mense kom sien dat jy brand? Are they watching you burn? Wat hy het aangebreek waar ons of vir God bebrand. Want ons is op 'n plek wat ons okay is met een voet in die wêreld, een voet. Maar is okay. Kom kerk toe. Lekker gevoel kry. My preekie inkry. My geldjie gee, bietjie sing huis toe gaan. Los my uit in die week. Ons kan nie een voet in die vuur wees en een voet Engels woord is complacency wees nie, waar okay is met hoe dinge is nie. Lukas 3 vers 16 sê die woord en Jesus kom doop met vuur. Hy kom doop met vuur. Handelinge 2 vers 3 tot 4 sê volgende. Toe is daar deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gesit het. Hoe was hy? Hy is deur hulle verdeel gewees. Wat vir my sê, as ek geloop het met 'n vlam van vuur op my, Handelinge 2, nee, en my Michael kom hy aangesteek, hierdie vuur verdeel en op hom kom sit. Lees jy my ook so? Hy het verdeel. As ek hierdie ding plan met 'n volgende, hy wil nie lekker saamwerk nie. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So ek sien die brand, koos by Janu en Janu word vervuur. Daai vuur deel en hy word in die brand gesteek. En hy gaan na Dries toe. En so steek jy nog mense in die brand of nie? Die ou die mense met die kerk is gebore met vuur. Pinkster is gebore met vuur.
Die nuwe charismatiese kerke is gebore met vuur, maar ek en jy in 'n Pinksterkerk is bang vir die vuur van God. En ek preek vir 'n rede oor igniting the fire, want ek wil ons aan Pinkster gaan ons praat juist oor igniting the fire. En ons kom die vuur van God terug in die kerk. Levitikus 6 vers 12 het hy gesê, dat hy moet altyd 'n vuur op die altaar wees om te brand. En dan het hulle dit gebruik om offers mee te bring. In die oggende moes hulle offers bring, en dan moes die vuur brand. En in die middag moes daar vuur wees om die vetoffering te bring. As jy 'n vleisie braai, dis Bybels, né? Jy moet gaan vet braai. Nee, maar hulle het vuur gemaak, en ons heeltyd vuur wees. In die tempel was daar altyd vuur. Nou hoor gou hierdie. Ou Testament, altyd vuur in die tempel. 1 Korintiërs 3 kom sê, en weet jy nie, jy is 'n tempel nie. So dan moet heeltyd vuur binne jou brand, as jy 'n kind van die Here is. Brand jou vuur. Brand jou vuur. Die vuur was nie toegelaat om te blus nie. Inteendeel, as ek reg my geskiedenis gaan lees het, as daai priester die vuur uitblus het, is hy gestenig gewees. Ons laat bietjie gekyk oor hoe kry die vuur. So as jy nie weet hoe kry nie, gaan lees 'n bietjie of gaan kyk 'n bietjie op ons YouTube wat jy gaan doen. Maar ek en jy, ons blus so maklik die vuur van God in ons lewens. Dis maklik om te blus. Die woord sê, moenie die vuur of die gees blus nie. As jy moenie die gees blus nie. Nou wat blus die vuur in my lewe? Romeine 12 gee Paulus vir ons 'n baie mooi gedagte oor wat blus die vuur. Hy sê, wees nie traag en ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly hulle in hoop, wees geduldig in verdrukking en volhard in gebed. Wees nie traag en ywer nie. Ek wens die mense wil tans wat oralste werk wil, hierdie moenie traag wees en ywer nie. Né? Jy al nie dienste kry nie, by 'n plek nie. Hy sê wees ywerig. Hy sê maar, wees vurig van gees. En dan sê hy, dien die Here. Wie dien die Here? 'n paar handjies op. Great. Hy sê, verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking en volhard in gebed. Hy gee so vir jou 'n baie mooi gedagte van wat blus die vuur. Die Engels sê volgende: serve the Lord when you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Die 3 goed in Romeine 12 wat vir my wys wat my vuur blus of van God blus, is 3 goeters. In die Engels sê disappointment, offense en sin. Teleurstelling, aanstoot en sonde. Dit blus die vuur van God in my lewe. En hy sê, want wanneer jy hoop, wees, be joyful. Verbly jou. As ek hoop en ek, wat is die ander kant vir hoop? Teleurstelling. Wie sal teleurgestel in die lewe? Hy sê, when you suffer, wanneer jy verdrukking gaan, wees geduldig. Offense. En wanneer ek bid, volhard. Engels sê be faithful. When you pray, be faithful. Sonde. En die eerste een is aanstoot. Ons beleef so baie mense wat die kerk oor die algemeen los. Ekskuus. Die kerk los as gevolg van aanstoot. Nee? Want baie kerke wil nie meer praat oor sonde nie, want ek is bang dat ek gaan mense offend. Ek is bang as ek praat oor sonde, heiligheid, gaan ek mense wegjaag, want ek weet nie praat oor sonde nie, maar net nou gaan Paul weg. En dan gaan hy weg met al sy geld ook. En hy van almal saam met hom. Maar die Bybel sê, as jy 'n kind van die Here is, en jy gelowige saam is, moet jy kan praat oor sonde. Hy sê, vermaan mekaar in liefde.
Want sonde blus dit af. En dan as jy offense vat, ek sê altyd, of hulle sê, die slim mense sê, that offense is never given, it's taken. Dit is in my lewe gebeur. Maar Jesus het 'n ander approach gehad. Hy het mense baie keer offend. Hy was nie bang gewees om ouens te offend oor wat hulle gemaak het nie. Hy sê vir die Fariseërs, wit gepleisterde grafte. Hallo? Dan kom jy by vrou en luister die girl. Oh nee, die girl nie. Wat die girl is 'n man. Môre vandag bang om te doen. O nee, van wie? Wat van jy nou as jy 'n vrou was? Wat sê naam gewees het? Janie. Ek is bang dat Janie kwaad raak. Nee, is Janu. Ons is bang daarvoor. As ek jou offend, sorry. Jesus in Johannes 6 vers 60 tot 66. Hoor sy die woord. En baie van die disippels het gesê hulle hoor, hierdie woord is 'n harde woord. Wie kan daarna luister? Luister gou 'n bietjie. Die kerk of die wêreld vandag sê die kerk se woorde is te hard. Wie kan daarna luister? Jesus het hulle gesê. Hy het geweet by homself wat hulle memoreer en hy sê vir hulle, is dit vir julle tot 'n aanstoot? Hoe dan as julle die seun van die mens daarin sien opvaar, wat dit tevore was? Dis die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woord wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Daar sommige van julle wat dit nie glo nie. Johannes 6 vers 60 tot 66. En hy was, en wie hy was, wat hom sou verraai. Ekskuus, wag. Want hy het nie begryp weet wie sy nie glo nie en wie hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede, ek het julle gesê, had niemand na my kan kom as dit nie deur die Vader my gegee is nie. En wat sê die woord? En baie het weggedraai. Dis effe sy 12 disippels. Julle ook gaan? Julle ook 'n venster vat? Julle ook loop? Om ons te vestig in jou lewe is 'n groot deur vir die vyand om die vuur van God te blus. As ek dit reg kry, uit hom aanstoot neem en dit hou, dan limit hy jou effectiveness in die kerk, die koninkryk. John Bevere is 'n groot skrywer en hy het vir Benny Hinn gewerk toe Benny nog 'n pastoor was in Kanada. En John Bevere is toe jeugpastoor en ek dink ek week vir Lourens vertel as jy reg onthou. Of vir Dries, nie wat was nie. En hulle werk vir 9 maande lank na 'n nuwe kerkmodel. En hy het net so die 1000 kinders in sy jeug en hulle is besig met 'n launch party. Hulle gaan klomp parties oral se doen, iets van die aard launch parties doen en amper so selgroepe en so voorts. En die hele kerk gaan selgroep doen, né? Nee? En die hele kerk, al die ministries, almal reg, alles launch. En 2 weke voor die event moet launch, toe gaan slaap hy nie, toe word hy wakker, die paart gop met hom. En hy sê vir hom, geen selgroepe nie. En hy soos hy ouens by mekaar, hy sê, ouens, geen selgroepe nie, ons gaan stop, julle sê geen selgroepe nie. En John Bevere dink by homself, maar ek het so pas 9 maande gespandeer om my ministry te regroup en almal is excited vir ons want hulle noem dit nou youth parties. Okay? En wat maak die ou? En hy loop rond en hy skwaad vir die pastoor. En hy kom by die kerk aan en hy kan nie meer 'n woord nie. Binne hier breek en hy dink by homself, ag, hier's 'n stupid woord. En so gaan hy aan en hy gaan aan met sy lewe en na 'n paar weke sê vir sy vrou, maar ja, ek hou nie. Jy gaan dan praat oor offense. Hy het nog 'n paar weke oor voor hy kan launch. Hy het nog nie met sy span gepraat nie, want in sy kop dink hy by homself, maar ja, Here, Benny se paspoort gesê en alles lyk mooi, maar hierdie ou het also gestop en ek is my hart kwaad en na ruk kom hy agter maar hy het offense in sy hart en toe hy met offense begin deel,
toe begin weer revelation in sy lewe plaasvind. Maar saam met dit besef hy, maar sure, ek moet seker maar op 'n manier hierdie ding nou maar anders hanteer. En hy gaan bid sê, maar wat ek maak? Die Here sê vir hom, kyk verby die offense en kyk die woord ek vir jou gegee het. En hy gaan toe na sy leierskap toe en hy sê vir ouens, die Here het gesê. Die Here het gesê ons gaan nie selgroep hou nie, ons gaan normale jeug hou. En omdat hy nie offense gevat het nie, nou hy gedeel het daar 4 in sy jeug gemanifesteer en hulle kerk vir 3 in 4 maande. Want there was fire. Maar die vyand het amper reg gekry om offense se hart te kan vester en amper mis hulle groei uit offense. Die tweede ding wat die vyand gebruik is teleurstelling. Teleurstelling. Hy sê, when you hope, be joyful. Verbly jou in die hoop. Sien, Johannes 12, vers 20. Maria en Martha en Lazarus is vriende van Jesus, hulle is boesemvriende van Jesus. En die woord vertel dat Lazarus sterf. En hulle roep Jesus, en die woord vertel vir ons dat Jesus vat nog 4 dae en Lazarus sterf. En Martha dink by haarself, maar, yes Here, ons is nog naby mekaar. Hoekom vat jy so lank? Wat is die woord? Vers 20. En toe Martha hoor Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, sal God U gee. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha aan vir hom, ek weet. Ons ken die storie. Hoor wat sê die woord. Martha en Maria, al twee, saam met Lazarus, al 3 van hulle is boesemvriende met Jesus. Martha en Maria laat hom hoor. Hy's op pad, toe hy aankom, hardloop. Martha, Maria bly in die huis. Ons het teleurgesteld. Here, as U van tevore hier was. Martha voice, die 2 sissies, se teleurstelling. Here, as U was, jy al so beleef. Here, as U net vroeër deurgekom het. Here, ek het so gebid, ek het so gehoop. Here, ek het so vertroue gehad, haar dinge gebeur. Here, as U net vroeër. Sê ek, okay, is fyn. Here, as jy maar net vroeër. Waar's Maria in die storie? Dieselfde sussie wat in Lukas 10 by Jesus se voete gesit, terwyl Martha besig was. Onthou maar Maria het by Jesus se voete gesit. Sy terwyl hy besig was om die goed te vertel, was Martha besig om in die kombuis te werk, maar Maria sit by die voete. En ek kan nie help om te wonder of hierdie Maria so in haar hart teleurgesteld was, dat Jesus nie opgedaag het nie, want hy was lief vir my in die gesin gewees. Baie keer ek en jy as Christene, ons bid en ons vas en ons gee en ons allerlei goeders, maar wanneer teleurstelling inkom, is dit amper asof dit my half crumble, nê? So half asof jou hele wêreld in mekaar intuimel. Hoor wat sê een van die slim ouens in die kerk, hy sê volgende, hy sê, disappointment, if not well managed, can cause God's fire within us to dwindle. Instead of focusing on what hasn't happened, shift your focus onto God's faithfulness. Here, ek het gebid, ek het vertrou, U is ons beste maatjie en U is laat. Maar omdat ek weet wat U sê sal gebeur. As 'n ou sê in die kerk, God is dalk baie stadig, maar hy is nooit laat nie.
He might be mighty slow, but he's never late. Het al ooit vir God gebid tot God en gevra of iets en dan gebeur dit nie. Dan dink jy, Here, hallo? Here, ek is so getrou in my tiende, so getrou in my goed by die kerk, by die werk. Here, ek lees my Bybel, ek bid, ek saai, ek vas. Dis alles wat vir my gee. Here, maar nou vra ek vir een ding en nou Here, nou daag jy nie op nie. En wat gebeur? Here het U my nie lief nie. Dawid skryf die volgende, Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, ver van die woorde wat van my gebrul. My God, ek roep daagliks, maar die antwoord nie. Yes, ouens, ek het ek. Dawid skryf dieselfde. Here, maar U antwoord my nie. Here, ek bid in 'n platform vas. Here, ek kom nie deur nie. Maar dan sê hy volgende. En snags kyk jy swyg nie. Dan skryf hy verder. Steeds kyk jy stil bly oor die goedheid nie. Ouens, God antwoord baie keer, ek het met Pam Sondag so gesê, God antwoord baie keer anderste as wat jy dink, ek en jy dink, moet gebeur. En ek het toe laat dat die leerstelling God se vuur in my lewe blus nie. When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Die derde ding wat die vuur blus is sonde. En dit is so maklik om te vertel, maar hoor gou hierdie. Rigters 14. Ek love Samson. Samson is 'n awesome ou. Hy en Dawid is met twee gunsteling karakters in die Bybel. Ek hou baie van hulle. Ek sal elke dag hulle plek as ek kan. Want hulle is vir my so amper normaal. Nee? Ek sê altyd, Samson was 'n he-man met 'n she-man problem. Hy kon nie die vrouens uitlos nie. Dit geweet. Hy was 'n awesome ou gewees, maar wat gaan ons so, dit is 14 tot 4. Nou gaan nou nie die storie vertel van wat gebeur het met hom, maar hy sê volgende, hy sê vir sy pa, gaan neem vir my 'n vrou van uit die Filistyne uit. Want hy mag val vra. Hy sê sy het my geval. Sy het my geval sê. Baie mooi manier om dit te sê, né? Wat beteken die woordjie Filistyne? Ons weet beteken onbesnydenis, maar wat is die ander kant wat dit beteken? Those who oppose spiritual discipline. Jy het ook dit lees, want ek sê baie vir my twee seuns, julle Filistyne, ek gaan ophou daarmee. Nee, maar beteken onbesnydenis. Nee. It means those who are opposed to spiritual discipline. Wie hou van Bybel lees? Wees eerlik. Ek doen nie. Ek is eerlik met julle. Bybel lees is baie keer so, ek het baie keer nie slaap as ek Bybel lees. Nee? Ek moet sit en Bybel lees. Ek lees Bybel omdat dit 'n geestelike dissipline is. Ek ervaar God deur worship. Dis ek hom ervaar. Maar ek moet Bybel lees. Ek moet bid. Toe ek nog jonger was en dan bid jy, dan dink jy, hoe praat jy met iemand wat invisible is? Wat of my hoor? Maar hy sê hierso, nie vir 'n vrou in Filistyn uit, want sy het my geval. 'n Filistyn is those who oppose spiritual discipline. Nou uitkom. Hy beleef offense in die leesling in sy lewe, okay? Want sy vrou wat hy wou gehad het hulle vir wie gegee? Sy strooijonker. Beat that. Jy dink jy's kwaad vir jou pel. Hy's op pad troue toe kom hy terug en kom agter my luister, my strooijonker het my girl gevat. Baie stupid vir ou wat met Samson wil fight, maar maak nie saak nie. Okay? En daai offense en teleurstelling dryf hom in die arms van sonde in, want hy hou nie die teleurstelling en die offense in check nie. Hy's kwaad vir Israel, hy's kwaad vir Filistyn, hy's kwaad vir almal, hy's kwaad vir sy paale en daarom word hy ou kwaad. Ons lees ander stukkie van Samson baie keer. Gaan lees bietjie Samson bietjie, gaan lees hom gou. Gelees sy verhaal. Hy het Filistyne gehaat as gevolg van offense en teleurstelling. Hy het sy girl gevat.
En toe wat maak hy? Rigter 16 gaan hy by 'n hoer in. Delila was 'n hoer gewees. Dis wat het was. 'n Prostituut gewees. Hy gaan by haar en so gaan aan wat met baie van ons gebeur. Hy speel met sonde en hy word vasgevang in sonde en later aan hy neem die gestalte van Nazareen, want toe hy sy ma se maag was, het God vir sy ma gesê, hy moet Nazareen wees. Hy mag nie wyn drink nie, hy mag nie sy hare sny nie en hy moet vir God lewe. Okay? En hy lewe hierdie lewe van 'n Nazareener, okay? En elke keer wat hulle ontvang nou by Delila, dan wat? Maak sy haartjies vas in so 'n wat noem hulle ding? Daai dwarsbalk ding. Okay? En dan spring hy op en dan sê hy nee, ek sal oorkom. Hy is in sonde. En wat gebeur? Dan spring hy op en hy verslaan die Filistyne. Hy die gestalte van Nazareener, maar hy is vasgevang in sonde. 2 Timoteus 3, daar sal mense 'n vorm van heiligheid hê, but they'll lack its power. En wat gebeur toe? Die laaste keer sê hy vir hom, "Jesus Samson, wat is nou eintlik? Jesus, chom. Sê vir my, wat is die ding nou?" Die woord sê, hy was moeg, vir gekerm gewees. Manne, jy mag nie so met jou vrou wees nie. Dames, moenie by jou man so kerm nie, want die woord sê, hy het gemoeg gewees. Dus vertel hom maar van die waarheid. En hy sê, as jy al nare afsny, dan, want kyk, dis die oudste leen in die boek daar, so Dries. Nee? Hy is nie lief vir my nie. Sy sê dit vir hom, jy is nie lief vir my nie. En daarom sê hy vir haar, okay, dis helemaal fyn. Snel my haar af. En die woord sê volgende. Hy sê, toe hy vir hom sê, Samson word wakker, want ons op jou, toe sê hy volgende, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losdruk. Die woord sê, hy het nie geweet, dat God se gees vir hom gewyk het nie. Sonde maak my so besig met die vyand en met die sonde en so voorts, dat ek nie besef, ek blus vir God se gees in my lewe nie. En ek later dan nie besef, ek het God se gees binne my meer aktief betrokke is nie. Die woord sê, hy het nie eens besef, en baie keer, dat ek nie toe met sonde speel, en die sonde maak, dat ek nie agterkom, die vuur van God is geblus in my lewe nie. En hy staan en sê volgende, the demons you don't deal with go into the dungeons of your soul and they begin to lift weights. Hoor mooi. The demons you don't deal with go into the dungeons of your soul and begin to lift weights. Ek moet sonde deel nie. Ek kan nou vir 'n tyd lank daarmee okay wees. Maar later dan, ergens kom hy op. Hy kom sterker terug. Iemand sê wie was, die sê volgende, keeping the fire of God has less to do with how long you pray and more to do with what you do after you pray. Leonard Ravenhill sê volgende, God's an all-consuming fire. He consumes pride, lust, materialism, and other sins. God verteer dit. Wanneer ek bid, wees getrou. When you pray, be faithful. You want to live in God's will. Sonde of die vuur in my lewe kan so maklik geblus word. Ek love die sêding van Ronald Ravenfield. Hy sê the early church had an upper room with fire, but the modern church has a supper room filled with smoke. Die vroeë kerk was 'n kerk van vuur gewees, die moderne kerk is 'n kerk van rook.
Wat doen rook? Rook gee die illusie van ons vuur. Hy gee die illusie dat ons vuur. Of die vuur wat al daar was. Is no more there. Daar's nie altyd rook tot die vuur brand nie. Hang wat in brand. Maar as dat meer rook as vlamme is, het vir my iets in die lewe uitgegaan. Die vyand gebruik offense, teleurstelling en sonde om God se vuur in jou lewe te blus. Die hartseer van die saak is hy gaan begin om offense en teleurstelling in jou lewe te begin. En baie keer in jou familie, of in jou huwelik, of by jou werk, of die kerk. Kyk, waar kan hy jou kwaad kry vir die Here? Maar as jy, so Samson, as jy begin kwaad raak, en jy hou nie die teleurstelling en die aanstoot en check nie, dryf dit jou sonde toe. En dan klim jy in 'n plek in, wat jy nie meer geestelike dissipline toepas nie. Ek bid nie meer nie. Ek lees my Bybel nie. Ek kom nie by kerk toe nie. Ek is nie by God nie. My vriendekring verander, alles verander en die vuur in my verblus en ek begin met sonde speel. Dan vra ek 'n vraag na 6 maande na 'n jaar. Here, wat het gebeur? There's a fire in your life. Volgende, waar bevind jy jouself? Ons is op pad anders hier met die vuur. Ons is op pad Pinkster met vuur, maar ek wil begin bid vir 'n vuur in ons kerk, vuur in ons lewens. Maar sonder vuur is ons 'n klub. Ons is nie 'n klub nie. Ons braai nie saam nie. Ons brand saam. My vraag vandag vir jou is, op pad Pinkster toe, vandag, waar beleef jy jouself? Jou hart ondersoek. Here, waar het ek aanstoot gevat? Here, waar het ek teleurstelling beleef? Here, en waar het ek my sonde begin speel? In my eie lewe. As jy ek kan vir antwoord, jy moet dit self antwoord. Dis iets wat iemand vir jou kan, jy moet dit self mee deel. So Vader, ons wil volgend Here, kom bely waar ons laat teleurstelling, aanstoot en sonde ons vuur kom blus. Vader, mag ons op 'n plek kom, Here, waar ons weer vuur aansteek. Here, mag ons met sonde deel. Here, mag ons teleurstelling oorkom en aanstoot Here mee deel. Here, ek bid dat ons sal sien U kom en Heilige Gees kom in ons lewens 'n vuur aansteek. Here, vergewe ons waar ons vuur geblus het. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil nog 'n woord vir jou rond. En ek gaan vir jou gee volgende. Ekskuus toe. Jy gaan sien hoe jy nie almal gaan verstaan die pad wat jy gaan stap nie. But you will excel further, baie meer as normaal is in jou groep. As gevolg van hier God in jou lewe. Julle twee het 'n besluit gemaak om God te eer. Asof daarvan gaan jy sien hoe God jou amper gaan van excel. Ander ouens gaan bid vir posisie, jy gaan dit kry. Daar gaan plekke wees wat jou gaan bel en vir jou goed antwoord gee wat jy nie eens van geweet het nie, eens gaan geworry het. They will offer you things because of the fire of God in your life. Because you honor God. Jy gaan sien hoe die Here jou gaan van plek sit na ander plekke gaan sit. Plekke wat jy nie moet kry nie. Plekke wat nie jou moet wees, maar hy gaan vir jou gaan gee. Want julle as 'n couple het besluit om God te eer en God sê, I'm honoring my word.
Omdat julle hom eer, gaan julle eer. Jy gaan sien, daar gaan plekke wees, nie eens gaan kan imagine nie. Gaan offers gee en goeders gee, wat jy amper nie gaan qualify nie. Jy gaan vir jou deure oopmaak en jy gaan sien. Jy gaan verstaan, but keep honoring God. Amen. Vader, dankie vir die couple, Vader. Dankie, Here, dat U nou gaan excel, Vader. Here, maar ek bid dat hulle is lambelang. Here, mag hulle, wanneer U hulle excel, Vader, mag hulle U eer. En alles hulle doen. Dankie vir die couple, Here, wat U bo alles plaas. In Jesus naam. Amen.